Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. Vanaand se onderwerp: vervlou of volhard jy nog in die liefde? Baie lekker onderwerp. Kom ons begin, dan gaan ek vir julle lees waar Jesus gepraat het van die laaste dae. Ons is in die laaste dae. Nou wil ek vir julle gou lees wat sê Jesus in Matteus 24, vers 12 en 13. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar Jesus het ook met die skrifgeleerdes gepraat en die fariseërs. En uit een van die wetgeleerdes het 'n vraag gevra, want hy wou Jesus versoek. En hy vra vir hom: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom. Dit is hier Matteus 22 vers 37 tot 39. Hy antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Onthou, Jesus het mos gesê, ek het nie gekom om die wet weg te vat nie, maar om dit te vervul. So kom ons lees gou daar by Eksodus 20. Ek wonder of julle nog onthou, wat is die 10 gebooie? Ek gaan gou vir julle lees. Verfris julle verstand so bietjie, of julle geheue. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys, barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Dit is die 10 gebooie. En weet julle, dan sê ons baie keer, ag nee, dis oké, die Here sal verstaan, dis die Ou Testament. Ja, dis die Ou Testament. Maar kom ek wys gou vir julle,
dat Paulus het ook van dit gepraat. Onthou, Paulus was baie goed geleerd. Maar toe hy tot redding gekom het, het hy vir Jesus Christus gelewe. En hy het baie maal gesê, dat hy eintlik van enige ander mense op sy vlees kan vertrou. Maar ons kan nie regtig op ons vlees vertrou nie. Maar kom ek lees gou vir julle, wat sê hy van die wette? En dit kry ons hierso in Romeine. In Romeine 13 vers 9 en 10, ek gaan gou vir julle lees. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, jy mag, in watter gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit is, toe ek dit lees, toe is dit vir my eintlik 'n wonderlike openbaring, dat selfs Paulus dit sê, om jou naaste lief te hê. Onthou nee, dis nie net ons broers en susters in die kerk, of jou wettiese broer en suster, of jou broer en suster in die geloof. Nee, dis ook jou vyand. Die Here het gesê, ons moet ons vyande lief hê. En dis nogal partykeer 'n erg ding daai. Maar die Here verwag dit van ons. En hy is mos die deursoeker van die harte. So ja, dis my boodskap vir julle vanaand, van die liefde. Bly in die waarheid en blessings.